Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Die wyse Salomo sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Henry Nouwen het op 'n kongres gepraat oor wat 'n mens maak. Mense het baie idees gehad, maar is eintlik daarop neergekom dat die mens in die hele skepping die enigste lewende organisme is, 'n wese is, wat 'n brein het, wat 'n neocortex het, 'n voorste gedeelte waarin ons vermoë lê om te kan dink, te kan redeneer en om morele besluite te kan neem. En die gevoel was dat dit is dalk wat ons mens maak, wat ons anders maak. Baie op Seneca se idee dat die mens 'n redelike dier is. Henry Nouwen het opgestaan en gesê, hy dink, wat ons mens maak, is die feit dat ons 'n hart het. Iets anderster is net 'n verstand, 'n brein wat kan dink. Hy het die probleme uitgelig wat kan gebeur as ons net so dink aan menswees. Wat van die verouderingsproses? Waarna ons baie van ons redelikheid kan verloor. Wat van mense wat gebore word, fisies, verstandelik, uitgedaag? Hulle kan nie so produktief wees nie, kan nie heeltemal as mense dan funksioneer nie. Is dit nie dalk die rede hoekom hulle die weggooi mense van die samelewing word? En waarom daar soveel verwaarlosing, wreedheid is teenoor mense wat nie produktief kan wees en 'n bydrae kan leef tot die lewe nie. Hulle is mense. En Henry Nouwen het dit ontdek toe hy as 'n professor besluit het om te bedank en te gaan die kapelaan geword het van 'n plek waar daar met verstandelik en fisies uitgedaagde mense geleef is en daar iemand aan hom toegeken is om na te kyk. Hy sê dit het hom omtrent 2 jaar gevind om die persoon, en sy naam was Adam, se hart te kon sien en te kon ontdek. Nou wat is jou hart? Daar's baie idees. Hier is 'n groot idee uit die ortodokse tradisie uit. Jou hart is die senter waar alles van jou lewe bymekaar kom. Daar's 'n plek in jou waar alle funksies, jou intuïsie, jou verbeelding, jou denke, jou emosies, jou fisies, alles kom bymekaar op een plek. Dit is jou hart genoem. Dit word in die Bybel ook na verwys as die verborgde mens van die hart. Die innerlike mens. Dis die ware jy. Dis die setel van jou bewussyn. Jy het 'n hart. As die psalmis sê, en as die wyse Salomo sê, dat jy jou hart moet bewaak en bewaar, moet jy eers weet wat is jou hart en waar is jou hart. In kontak daarmee te kan kom. En dan te kan kyk, nou maar wat moet wees in my hart? Wel, een van die groot goed wat met ons kan gebeur is dat ons lewe met 'n verdeelde hart. En party mense verwys daarna as die valse self kom na vore. En dit gebeur wanneer een van my funksies losmaak, apart van die hart, oorheersend in my hart is. So kan ek byvoorbeeld rasionaliseer. Dis wanneer ek dink, nie meer met my hart nie, maar wanneer ek dink net uit my kop uit. Net suiwere denke. Ons kan emosionaliseer. Dis wanneer my emosies losraak. Ons sê dikwels, jy moet met jou hart praat. Ja, as die emosie uit die hart uitkom, die plek waar daar denke en aanvoeling en sentiment en alles is. Ja, dan is emosies goed. Maar wanneer dit net emosies is, los van die hart, dan emosionaliseer jy. Ons fantaseer. En dit is wanneer ons verbeelding losgemaak word. En iemand het dit, 'n teoloog het dit so omskryf en gesê, om te fantaseer is om te sê, Mary had a little lamb. Om
jou verbeelding te gebruik is om te sê, die Here is my herder. Daar's 'n verskil tussen fantaseer en te verbeel. Om te sentimentaliseer, dit is wanneer jou geheue teruggaan en jy maak dit alles. Dit was so wonderlik geweest en daar's 'n verlange, dit raak oorheersend in jou lewe. Sentimentaliseer. Jy kan obsessief raak. Dit is wanneer jy iets wil hê, maar die wil is so sterk en hy is los van logika. Dit is los van jou diepste verlange en emosies wat in jou is. Dis net pure ek wil dit hê. Bo alles, dis obsessief. Ons kan aangaan. Dis wanneer daar 'n verdeeldheid is, wanneer ek 'n verdeelde ek het in my diepste is. En dis een van die groot goed wat die Here sê hy sal vir ons doen. Hy sal vir ons 'n nuwe hart gee wat een is. Hy sal ons harte skoon maak. En dis goed wat God vir ons kan doen. En dan sê hy, jy sal so 'n gelukkige mens wees as jou hart skoon is. En as jou hart skoon is, dan sal die hele lewe in die wêreld anders lyk. In die message Matteus 5:4 sê hy, you are blessed when you've got your inside world, your heart and your mind put right. Then you will see God in the outside world. Jy sal vrede ervaar. Ek sluit af met Paulus wat sê, laat die vrede van God in julle harte heers. Alles en alle besluite wat jy neem, kan jy vrede hê, as alles bymekaar kan kom in jou binneste. Dit is iets om voor te bid en om oor te besluit. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, baie dankie vir die manier waarop U ons gemaak het. Help ons om bewus te raak van ons hart, van onsself, van ons diepste wese. Help ons om dit te bewaar wat daar gebeur. Dit baie belangrik vir ons is, wat in ons innerlike wêreld aangaan. Help ons om ons weg te vind, saam met U. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen.